verkondiger van die jeug. Die jeug was op om vandag se voorprogram te doen, maar soos julle weet is dit eksamens en is besige tyd gewees, so toe ek maar jammer vir hulle gevoel en ek het besluit ek sal vir hulle instaan en ons sal hulle volgende keer weer inspan. En ons uiteindelik het ek in die week beplan en ek het vir Landie gesê, ek dink ons moet 'n getuienisdiens of 'n getuienisvoorprogram hou. En dit was alles in dreef en ek het begin beredelings tref en planne maak en gisteraand toe ons huis toe ry, toe kry ek 'n ander gedagte, of eintlik ons gesin het gesels en toe op 'n ander gedagte gekom wat my toe geraak het en gisteraand gaan weer gaan sit en gaan dink. En toe het ek 'n ander boodskap uitgewerk vir vanoggend. En vanoggend se boodskap het ek getitel, is ons te besig vir God? Hoe om tyd en energie weer op God te kan rig. En dis 'n eenvoudige, maar 'n belangrike vraag. Wanneer laas het jy regtig tyd saam met God deurgebring? En ek bedoel regtig. Ek bedoel nie net 'n vinnige gebedjie in die kar op pad werk toe of dalk gou ietsie te lees terwyl ek my ontbyt eet in die oggend of so iets nie, maar regtig stil geword en tyd saam met hom spandeer. Egte gefokusde diep tyd in sy teenwoordigheid. En as jy skuldig voel vanoggend, is jy nie alleen nie. Want ons almal val in hierdie groef. Baie van ons voel so. Maar dis juist hoekom ons oor hierdie onderwerp moet gesels, want dit is so belangrik. Hoekom spandeer ons nie tyd saam met God nie, en hoe kan ons dit verander? Dis interessant. Satan het 'n strategie. Die wêreld waarin ons leef is gejaag en woelig. Daar's altyd iets om te doen, dis werk, dis skool, dis familie, dis eksamens, dis inkopies, dis rekeninge, dis vergaderings, dis sport, dis aktiwiteite, dis telefoonoproepe, dis sosiale media, dit hou nie op nie. Die lysie is, ek kan hom aanhou maak, hy's baie lank. Ons almal het al die dinge wat ons mee besig is. En dan kom dit by kerkdinge en dan sê ek baie moeg, want die week het my so besig gehou. En partykeer is ons by die kerk net so besig. Ons is besig. Ons het dinge wat ons moet doen. Ek het 'n klasie wat ek moet voorberei, ek het 'n klasie wat ek moet aanbied, ek het 'n dit, ek het dat, ek het dit, ek het dat. En dan is ons partykeer moeg en ons verloor ons fokus. Satan se strategie is, hy hoef nie ons te laat sondig om ons weg te hou van God af nie. Hy hoef ons net besig te hou. Nie sleg nie, net besig. Want as hy ons besig hou, dan hou hy ons weg van wat ons eintlik moet doen. Hy weet dat 'n moe Christen 'n louwarm Christen gaan wees. En 'n louwarm Christen is makliker om te mislei. Makliker om koud te word. En om wêrelds te leef sonder om dit eers te besef. Dis 'n stille en tog subtiele oorlog teen ons tyd. En nog belangriker as ons tyd, teen ons prioriteite. Nou kom ons wees eerlik. Wanneer gee ons gewoonlik tyd vir God? As ons nou reguit vanoggend, elkeen van ons moet met onsself praat. Wanneer gee ons vir hom tyd? Aan die einde van die dag, wanneer ek daar in die bed lê en besef ek moet gou nog my gebedjie opsê, net om my gewete stil te hou, of daar waar ek moeg en uitgeput in die bed lê en besef, ek het nog nie my Bybel gelees nie, of ek het nog nie gebid nie. Wanneer ons oë brand en ons kop is nog aan die geraas van die dag se gewoel en se gezoem. Stel jou voor dat jy gee vir jou maat of jou kinders net die aandag wanneer jy uitgeput is. Wat 'n verhouding gaan dit wees?
Maar dikwels is dit wat ons met God doen. Ons kom aan die einde van die dag en hy moet mag tevrede wees met die krummels. Ons gee om die krummels van ons tyd, die laaste bietjie energie, die oorblyfsels van ons dag. God verdien egter nie ons oorskiet nie. Hy verdien ons beste. Hy moet eintlik eerste wees. En as ons gaan lees in Matteus 22 vers 37, het sê dit vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nie bietjie nie. Nie die krummeltjies aan die einde van die dag nie. Met ons hele bestaan. En soos ek nou gesê het, ons almal het lysies, ons almal het dinge om te doen. En daarmee is nie een van daai goeders op die lysie noodwendig verkeerd nie. Of sleg nie. Maar die groepering saam maak dat ons nie uitkom by wat eintlik belangrik is nie. Tyd saam met God is nie net 'n geestelike plig nie. Dis suurstof. Hoe sal jy voel as jy nie kan asemhaal nie? En deur min tyd met God te spandeer, haal ons nie behoorlik asem nie. Psalms 1 sê, gelukkig is die mens wat in die wet van die Here sy vreugde vind. Hy wat dag en nag aan die wet van die Here dink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, sy blare verwelk nie en alles wat hy doen is voorspoedig. 'n Christen wat nie wortels het nie, sal nie kan vrugte dra nie. Ek gaan dit weer sê, 'n Christen wat nie wortels het nie, kan nie vrugte dra nie. As jy geestelik droog voel of rigtingloos is, of angstig of kyk net hoeveel tyd spandeer jy regtig met die bron. Kwaliteit tyd. Dis soos om te verwag om fiks te wees. Maar jy eet so eenmal 'n week. Of ons gaan oefen dalk so elke tweede week. Dink julle ek gaan fiks en gesond wees as ek daai tipe styl handhaaf? Nee, glad nie. Ek gaan nie. Ek gaan nie sterk bly nie en om die minste te sê ek gaan glad nie fiks word nie. As ons gaan kyk na atlete of ons gaan kyk na mense wat oefen, dan is dit 'n daaglikse prioriteit. Hulle eet reg, hulle oefen genoeg, want hulle weet hoe belangrik dit is. As hulle dit nie insit nie, gaan hulle dit nie uitkry nie. Die waarheid is, ons maak altyd tyd vir wat vir ons belangrik is. Ek het nou gepraat van prioriteite. Ons het 'n lysie met baie dinge, maar sekere goeders kry altyd plek op daai lysie. Selfone, vermaak, Netflix, Facebook, gesels ure op die foon, omdat ons wil. Dis vir ons lekker. Ons kyk dalk daai TV-program en ons kyk sommer die tweede episode ook, want ek hou daarvan, dis lekker. En voor jy sien is 'n uur of 'n uur en 'n half verby. Maar skielik as dit by God se tyd kom, dan is ek moeg of ek is, dis nou te veel gewees. Die week was rof gewees. Vanaand eerder 'n bietjie vroeg gaan slaap. Of in die oggend dalk 'n bietjie laat kerk toe kom. Hierdie week was heeltemal te rof gewees. Ons kan nie nou nog rof by die kerk ook aangaan nie. Inteendeel, hierso is die belangrikste afspraak van ons week. Elke week. So dit wat ons in die week besig hou, moet eintlik minder wees. En ek praat vanoggend met myself. Die wêreld het ons harte afgestomp en ons gewoond gemaak aan onmiddellike bevrediging, gemak en vermaak. En die gevolg daarvan is dat ons het ons honger vir God verloor. Maar vanoggend is die positiewe ding, ons kan dit verander. Ons hoef nie hierdie status quo te hanteer nie. Ons kan dit verander.
En ons hoef dit nie op ons eie te verander nie. Hoe verander ons dit? Ek het volgende 5 punte wat ek vir julle wil noem, oor hoe ons dit kan verander. As jy volgende sê, jy is nie dieselfde bootjie as ek, hoe verander ons dit? Eerstens, gee die eerste van jou dag vir God. Begin jou dag met hom. Voordat jy jou selfoon optel en jou WhatsApps lees, stilte tyd saam met hom. Eenvoudig. Ek praat nie van ure nie. 10, 15 minute. Eerste in die oggend. Voor ek enigiets anders doen. Tweede ding. Skeduleer jou tyd met hom. Gaan jy jou doktersafspraak mis? Of daai belangrike vergadering wat jy by die werk gemaak het, omdat ek het hom opgestel, hy's in my kalender. Skeduleer jou tyd met God. Hy is die koning van die heelal, so behandel hierdie afspraak met prioriteit. Baie prakties, maar ons dink nie altyd daaraan nie. Nommer 3. Snoei die geraas uit jou lewe uit. Maak 'n afspraak met, dit beteken dalk in homself dat daar minder skermtyd sal wees. Minder afleidings. Dalk 'n bietjie vroeër opstaan. Ons sal nooit diep met God kan groei in 'n lewe vol van konstante afleidings nie. Ons sal nie kan nie. Ons gaan moet prioritiseer. Baie belangrik. Punt nommer 4. Bid vir nuwe dors. Vra God om daai begeerte in jou hart te sit, om tyd saam met hom te wil spandeer. En hy sal jou nie teleurstel nie. As jy nie lus is vir Bybellees of gebed nie, erken dit voor hom. En sê vir hom, Here, maak my hart honger vir U. En hy sal ons nie teleurstel nie. Want dis waarvoor ons moet honger wees. En dan nommer 5. Dien saam met ander. As ons kerkaktiwiteite het, kom ons doen dit saam. Want ons gaan mekaar warm maak. Ons gaan mekaar opgewonde maak. Ons kan 'n gemeenskap wees om mekaar te help groei. Dis lekker as ons hier was en ons het mekaar gesels en weer 'n bietjie brandend geword, is dit nie waar nie? Dis lekker om gemeenskap te hê. Saam met mense wat dieselfde as jy voel, dieselfde as jy glo. En tog gee ons energie aan alles, soos werk en stokperdjies en sport en skool en al die dinge. En soos ek sê, nie een van daai dinge is verkeerd nie, nie een van dit is onnodig nie of is iets wat ons nie moet doen nie. Maar prioriteite is partykeer die uitdaging. Want alles is bo op hierdie lysie en dan partykeer val my kerk of geestelike aktiwiteite of my tyd saam met God bietjie ondertoer. Of dit moet hier op die krummels van die einde van die dag wees. En dis presies waar Satan ons wil hê. Hy steel jou krag gedurende die dag sodat jy niks oor het om vir God se koninkryk te gee nie. Maar dis juis in God se teenwoordigheid waar ons hierdie nuwe krag kry. Jesaja 40 vers 31 sê vir ons, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en word nie afgemat nie. So hy gaan vir ons krag gee as ons by hom inprop. Vriende, vanoggend wil ek julle sê, God roep ons nie om net kerk toe te gaan nie, maar hy roep ons tot gemeenskap. Hy roep ons om ons hart vir hom te gee. Meer as ons tyd, ons hart vir hom te gee. 'n Oorgawe te maak. Nie godsdienstig nie, maar intimiteit met hom te hê. Spesiale tyd. Maak tyd, maak plek en ontvang volle lewe. En jy sal sien, wanneer jy God eerste sit, bo op daai prioriteitslysie, dan begin al die ander dinge in plek val. Nie noodwendig smooth sailing nie, maar alles val in plek, soos dit moet wees. En hierdie week is my gebed en my bede so, dat ons, mag God ons help om elke dag tyd met hom te spandeer in vreugde. En dit nie 'n las te maak nie. Kom ons begin hierdie week opnuut, en sit hom heel bo.
Eerste in die oggend. Verwyder die geraas. En maak hom en sit hom op die troon wat hy moet wees. In ons lewens. Elke dag. Nie eenmal 'n week, of elke tweede week, of nou en dan nie. Maar elke liewe dag. Elke asemteug. Want op die einde van die dag is hy die suurstof wat ons nodig het om voluit te kan leef. Ten volle te kan leef. En aan die brand te kan wees vir hom, want anders gaan ons lauwarm wees en ons gaan koud word en ons gaan afgemat word en ons gaan moeg word. Maar hy sê vir ons, hy gee vir ons die water wat ons nooit weer sal laat dors word nie. Kom ons vergeet dit nie hierdie week nie. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, vanoggend